Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ons is besig om vir die volgende 2 weke saam met mekaar te reis oor die tema huisgesin van God. Vanoggend vra ons vir mekaar, maar hoe lyk 'n huisgesin van God wat saam met mekaar bely? Maar kom ons begin eers vanoggend deur net so vinnige prentjie weer te maak van die storie van die Nuwe Testament. So, ons sien in die Nuwe Testament dat Jesus word gebore en hy leer mense oor die koninkryk van God. Dan sterf hy aan die kruis en hy word opgewek uit die dood. Hy verskyn na sy opstanding weer aan mense en dan vaar hy op na die hemel. Jesus se belofte oor die Heilige Gees word vervul, die Heilige Gees word uitgestort. En dan word Jesus se volgelinge, die verkondigers van die evangelie, wat hulle geloof in hom bely en ander oproep om saam met hulle in Jesus te glo. Maar dan kom skets Handelinge vir ons 'n prentjie oor kerkwees. Handelinge help ons om dan 'n prentjie te maak oor hierdie eerste generasie van Christene. Want soos ons deur Handelinge blaai, hoor ons hierdie mense het saam met mekaar aanbid, geleer, uitgereik, vertel. Kerkwees was nooit vir hulle iets wat ek alleen op my eie gedoen het nie, maar kerkwees was ten diepste verbind aan mekaar. En dit help ons vanoggend om 'n prentjie te maak vir die woord ekklesia in die Grieks, die woord gemeente, 'n groepering van mense, gelowiges, wat dinge saam met mekaar doen. Daarom noem ons hulle die huisgesin van God. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 3 tot 5. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, het ek ook ontvang, en dit is dat Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is opgewek en begrawe, en op die 3de dag, volgens die skrifte. Hy het toe aan Sefas verskyn, en daarna aan die 12. So wat doen 'n huisgesin van God? 'n Huisgesin van God is gebou op die oortuiging dat Jesus is die een wat gekruisig is en opgewek is uit die dood. Op grond van hierdie geloofsoortuiging word 'n huisgesin van God, 'n gemeente, 'n ekklesia gedefinieer, dat Jesus die gekruisigde en opgestane Here is. Dit is die bestaansreg van 'n gemeente. Maar kom ons lees in Galasiërs 1 wat het gebeur met een van die gemeentes. Galasiërs 1. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand so benewel? Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as waar aan die kruis kon sien hang. Is julle dan so sonder begrip? Ons sien hier, Paulus raas met hierdie gemeente, want hy sê vir die gemeente, daar is nie 'n ander evangelie nie. Tog is daar mense onder julle wat hierdie evangelie verkondig, maar daar is nie 'n ander evangelie nie. En ons het Jesus dan so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. In Galasiërs 1 vers 6 raas hy weer met hulle, en dan sê hy vir hulle, dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig geword het en 'n ander evangelie aanneem. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat julle in verwarring bring. Paulus sê, daar's een evangelie. Die inhoud van die evangelie is Jesus, die gekruisigde. Hom het ons aan julle so duidelik verkondig, dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. En nou sê Paulus, maar ons moet onthou, Jesus, hy is die gekruisigde en hy is die opgestane. Maar wat het gebeur? Wat het gebeur dat 'n gemeente aan wie Paulus en sy medewerkers die evangelie dan so duidelik verkondig het, dat hulle verward geraak het oor die inhoud van die evangelie boodskap? Dit het so gebeur. Ons moet onthou dat in Jerusalem is die moedergemeente. Nou, in die moedergemeente sou ons kon verbind aan mense, Jesus volgelinge soos Jakobus en Petrus.
daardie mense wat Jesus persoonlik ontmoet het, daardie mense wat Jode van kultuur was. So vir hulle was Jesus nie iets wat los gestaan het van hulle alreedse godsdienst nie, maar slegs die vervulling van die messiaanse belofte, die profesie in die Ou Testament, dat God iemand sal stuur. So hulle glo in Jesus as die verlosser wat gekom het, wat God beloof het. Daarom, omdat dit so mooi ingepas het by hulle alreedse verwysingsraamwerk ter opsigte van godsdienst en kultuur, het hulle nie die nodigheid ingesien om onmiddellik met hulle Joodse kulturele praktyke te heroorweeg nie. Nee, hulle het aangehou met daai praktyke. Hulle het volhard met besnydenis, Joodse eetwette, feesdae, Joodse Shabbat. Hulle het al hierdie goed nog steeds in stand gehou, want hulle was Jode gewees van kultuur. Maar toe sien ons, Handelinge vertel vir ons die storie, maar vanuit hierdie gemeente, hoe word 'n sendingreis onderneem? En Paulus gaan saam met medewerkers om die evangelie nou ook te gaan verkondig aan mense wat nie Jode is nie. En wanneer Paulus die evangelie verkondig aan mense wat nie Jode is nie, dan sê hy vir hulle dat dit is nie nodig vir julle wat nie Jode is om die Joodse kulturele gebruike in stand te hou nie. Want wanneer julle in Jesus glo, is dit genoeg. Deur julle geloof in Jesus is julle heeltemal gered. Maar so gebeur dit dat die gemeente, die huisgesin van God, daar in Galasië het tot stand gekom. Op hierdie geloofsoortuiging dat Jesus die Here is, dat hy die verlosser is, deur in hom te glo, is dit genoeg. Die gemeentelede is ook gedoop. Deur die doop is hulle ingesluit in God se genade. Maar dit gebeur dus so dat die Paulus en sy medewerkers vertrek het uit die gemeente en hulle die evangelie elders gaan verkondig het. Daar kom toe van die Christene van Jerusalem af by die Christene in Galasië. En nou kan jy jouself voorstel, as twee gemeentes hulle lidmate verskillend leer, dan kom hier tog moeilikheid. So, wat gebeur? Ons sien egter dat toe Paulus en sy medewerkers weg is, die Jerusalem Christene die Galasiërs ontmoet, stel ons onsself voor dat die Jerusalem Christene vir die Galasiërs sou gesê het, Galasiërs, ons is bly om te hoor, julle glo ook in Jesus. Maar, ons het 'n saak om met julle reg te stel. As julle nie soos ons hierdie Joodse praktyke in stand hou nie, is julle nie ware kinders van Abraham nie. In ons taal, kinders van God nie. En dit het hierdie Galasiërs verwar, want bedoel, hulle is maar jong gelowiges. Hulle het tot onlangs tot die geloof gekom. En nou wonder hulle, het Paulus maar vir ons net so 'n halwe waarheid verkondig? Of sal ons nie maar Paulus se halwe waarheid by die gelowiges van Jerusalem, hulle is daarom nie van enige gemeente nie, langs hulle waarheid sit? Miskien het ons dan die volle waarheid. Klink dit nie vir julle soos iets wat maar gereeld ook in ons tyd sou kon gebeur het nie? Maar Paulus hoor van hierdie saak. En al is hy ver, hy kan nie onmiddellik terugreis nie, gebruik hy 'n brief om met hierdie gemeente te kommunikeer. Maar anders as die brief aan die Tessalonisense wat hy kort van tevore vir hulle geskryf het, reageer hy met 'n brief wat hy nie, soos in die geval van die Tessalonisense, hulle prys nie vir hulle volharding in die geloof nie, maar 'n brief waarin hy met hulle raas, omdat hulle afvallig geword het van die geloof. Nou, in Galasiërs 1 het ons reeds gelees saam met mekaar hoe Paulus met hulle raas oor hoe hulle so afvallig kon geword het van die evangelie. Maar nou, wanneer ons kyk in hoofstuk 3 vers 6, dan sien ons hoe reageer Paulus nou spesifiek teenoor
die argumente van die Christene in Jerusalem. En hy sê vir hulle, so was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo, kinders van Abraham is, want die skrif het vooruitgeweet dat God ook die mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. So, wat gebeur? Ons sien egter dat die Jerusalem Christene het 'n bepaalde beeld van Abraham opgehou en gesê, blaai terug daar in die Ou Testament toe na Abraham toe. Abraham het geglo, God het hom vrygespreek. So as julle glo, soos Abraham geglo het, dan moet julle ook doen wat Abraham gedoen het. So hulle prentjie van Abraham is, hy het geglo, hy het gedoen en God het hom vrygespreek. Maar die Galasiërs, sê Paulus, hy leer hulle, Abraham het geglo en God het hom vrygespreek. Hoor jy wat ek hoor? Paulus vertel nie vir hulle dat Abraham het enigiets gedoen nie, want dit staan teenoor sy argument. So die Christene in Jerusalem, daardie Jode, so natuurlik verskeie verse uit die Ou Testament kon aanhaal om aan te toon dat Abraham het geglo, hy het gedoen en God hom vrygespreek. Maar Paulus is ook 'n Jood. Hy ken ook sy Ou Testament. En wat doen Paulus? Paulus sê vir hulle, onthou die woorde van Genesis 15 vers 6, wat hy aanhaal in Galasiërs 3 vers 6. Abraham het geglo, God het hom vrygespreek. So nou sê hy vir die Galasiërs, kom ons maak 'n analogie, vergelyking. Abraham het geglo, God het hom vrygespreek. So as julle glo, soos Abraham geglo het, dan sal God julle vryspreek, soos hy vir Abraham vrygespreek. Die beginsel, genade en geloof alleen. Geen voorvereiste van 'n teenprestasie van werke wat ek hoef te lewer nie, maar ek word gered uit genade deur geloof in Jesus alleen, op grond van sy kruisdood, sê Paulus. So nou kom Paulus aan die einde van hoofstuk 3. Hy maak 'n hele argument om hierdie verstaan van die Jerusalem Christene om te keer om die Galasiërs weer te wys dat geloof in Jesus is eintlik genoeg. Nou kom hy en hy maak 'n skets. Paulus skets 'n huisgesin van God. En hy sê hierdie huisgesin van God word gebou op 4 pilare. Galasiërs 3 vanaf vers 26. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat hierdie doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek is, slaaf of vry nie, man of vrou nie. Maar in Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook die nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. So die eerste pilaar van huisgesin van God is dat hierdie huisgesin van God word gered deur geloof. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. So let mooi op wat hy hier skryf. Hy sê nie deur hierdie werke is julle almal kinders van God nie. Deur hierdie geloof. Wat is die inhoud van hierdie geloof? In Christus Jesus. Dat Jesus die gekruisigde en die opgestane Here is. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou wat? Kinders van God. Maar wie is dit? Almal. Almal is kinders van God. Dit wil sê Jode en nie-Jode, besnedes, onbesnedes. Mense wat volgens Joodse eetwette eet en die wat nie daarvolgens eet nie. Die wat die Sabbat vier, die wat nie die Sabbat vier nie. Deur die geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Huioi phio in die Grieks. Almal deel deur die geloof in Christus Jesus in hierdie nuwe status dat jy 'n kind van God is. Wanneer jy aanvaar dat Jesus is die Christus, jy aanvaar deur geloof sy kruisdood as genoegsaam, word jy ingesluit in die almal wat die nuwe status het, dat jy 'n kind van God kan word. Die volgende pilaar van huisgesin van God is dat hulle word nie slegs net gered deur
geloof uit genade alleen nie, maar hulle word verenig met mekaar. En die uiterlike teken daarvan, sê Paulus, is die doop. Vers 27 sê, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Letterlik in die Grieks het julle julleself met Christus beklee. Die Griekse woord hiervoor is die woord endio. Jy het as ware 'n kleed aangetrek om jouself met Christus te beklee. So vers 27 volg op vers 26. In parallel met vers 26 sê hy, want julle almal, dieselfde almal wat kinders van God geword het deur die geloof, is gedoop in daardie gemeente. En hy sê, deur die doop is julle met mekaar, met Christus verenig. En het julle letterlik Christus as ware aangetrek. Julle is nou met hom beklee. So, julle is nie net gered nie, maar julle is met mekaar ook verenig. So, doop verenig my met medegelowiges, maar geloof is wat my red. En dit is belangrik om die onderskeid te handhaaf, alhoewel Paulus hierdie begrippe so naby mekaar gebruik. En dan, die derde pilaar, is dat in 'n huisgesin van God het mense gelyke status in Jesus. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. So nou doen Paulus iets wat ongelooflik radikaal moes gewees het vir sy tyd. Hy sê dit maak nie saak of iemand Jood of Griek is nie. In die destydse wêreld het hierdie woorde, of jy Jood of 'n Griek is, geweldig baie gesê van wat jou identiteit is. Of as jy 'n slaaf was of 'n vry man was, het dit geweldig baie gesê van jou identiteit. Of jy 'n man was of 'n vrou is, het dit geweldig baie gesê van jou identiteit. Maar nou sê Paulus, hierdie kategorieë het nie die finale sê oor wat jou identiteit is nie. Want in Christus Jesus is julle almal een. Wie is hierdie almal? Die almal wat deur geloof uit genade alleen gered is. Die almal wat die doop met mekaar in die geloofsgemeenskap in Christus verenig is, wat hom aangetrek het, wat nou met hom beklee is as 'n nuwe identiteit. Nou sê Paulus, dit maak nou nie meer saak wat jou vroeëre identiteit was nie, want hier is nou 'n nuwe identiteit, 'n gelyke status waarin julle almal deel, ongeag of jy 'n Jood of 'n Griek is, ongeag of jy 'n slaaf is of 'n vry persoon is, ongeag of jy 'n man of 'n vrou is. In Christus Jesus is julle nou almal een. Die mense wat in hom glo en in sy naam gedoop is. Julle is nou almal een. So in Jesus Christus deel almal in 'n gelyke status. Maar die vierde pilaar van huisgesin van God, sê Paulus, is dat jy deel in God se verbondsinisiatief. En as julle aan Christus behoort, is julle die nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Onthou, wat het Paulus vir hulle gesê in Galasiërs 3 vers 6? Abraham het geglo en God het hom vrygespreek. So, as julle glo, soos Abraham glo, sal God julle vryspreek, soos hy vir Abraham vrygespreek het. So, nou kom Paulus en sê, maar as julle aan Christus behoort, dan is julle Abraham se nakomelinge, en julle is erfgename van die belofte van God, dat in jou sal al die nasies van die aarde geseën word. In jou, Abraham, sal al die nasies, let op die meervoud, Jode en nie-Jode, geseën word. En word, wanneer hulle op dieselfde beginsel soos Abraham glo, sonder werke, sal hulle op dieselfde beginsel genadig word in Jesus. En nou sê Paulus, maar sien die lyn raak van God se verbond deur die eeue. God begin met Abraham en sê, uit genade sal jy gered word. En nou sê Paulus, maar wanneer julle aan Jesus behoort, deel julle in God se verbond, deel julle in die inisiatief, God se verbondshandeling deur die eeue, en word julle ingesluit in God se genade plan. En dan maak dit sin wanneer hy sê,
Deur die geloof is julle gered. Deur die doop is julle met Christus verenig. In Jesus is julle almal gelyk, deel julle in 'n nuwe status. En danksy julle verbondenheid met Christus, deel julle in God se eeuoue verbondshandeling. En so kom teken Paulus vir ons die kontoerlyne vir hoe lyk 'n huisgesin van God. Want dan kan ons daai kontoerlyne, daai parameters, daai 4 pilare wat Paulus vir ons kom gee, vir huisgesin van God op onsself kon toepas en sê, Koringberg, hier is ons ook 'n huisgesin van God. Ons is ook 'n uitdrukking van so 'n huisgesin van God. Want ons kan sê, maar ek het plek in hierdie huisgesin want ek is gered deur die geloof. En jy kan jouself vanoggend afvra, of het ek geloofsekerheid? Is ek seker dat ek al reeds gered is uit genade deur geloof in Jesus? Maar ons sien ook dat mense het plek in hierdie huisgesin van God, want ons is saam met mekaar as medegelowiges, medebegenadigdes verenig. Nie net deur die innerlike van die geloof nie, maar die uiterlike van die doop. Ook in hierdie huisgesin van God het ons gelyke status in Jesus. Ook hier is nie plek vir hiërargie, belangrik is en minder belangrik is nie, want ons deel almal in dieselfde status in Jesus Christus. En dan sien ons, maar omdat ons aan Jesus behoort, is ons deel van God se verbondsinisiatief wat reg deur die eeue strek, waardeur God mense insluit in sy genade verbond. En vanoggend is dit wat ons ook saam met mekaar bely, maar ook vier. As huisgesin van God bely ons dit saam met mekaar, dat ons uit genade deur geloof alleen gered is. Die doop ons met mekaar verenig, ons gelyke status het voor God en dat ons dan deel is van God se verbondsinisiatief. Maar ons sien dit ook vanoggend wanneer ons dit nie net as huisgesin saam met mekaar bely nie, maar ook om vier. Wanneer Gerard en Bianca hulle dogtertjie Lika ten doop bring, dan kom hulle om te sê, maar ons het ook deel aan hierdie plaaslike uitdrukking van die huisgesin van God hier op Koringberg. Want ons glo dat ons is gered uit genade. Deur die doop is ons reeds met julle verenig. In Christus deel ons almal in gelyke status. En omdat ons glo in God se verbondsinisiatief, bring ons dan ook vanoggend ons dogtertjie ten doop. Die doop kom sê vir haar dat God se genade is reeds vir haar genoeg. Al verstaan sy nog nie iets daarvan nie. Onderneem ons om haar te begelei sodat sy ook met op hierdie geloof kan antwoord en kan bely as 'n volwassene dat sy glo. Want ons glo sy het plek in die huisgesin van God, want almal deel in dieselfde status. En op grond van die verbondsinisiatief van God kan ons haar vandag reeds ten doop bring. Nie omdat sy enigiets verdien nie, maar omdat God die inisiatief in ons verlossing neem. En Gerard en Bianca sê, dis die onderneming wat ons vandag kom maak. Dat dit nie die einde nie, maar die begin van haar geloofsreis is. En dat ons as ouers onderneem, dit is die pad wat ons saam met haar stap. Maar ons kan dit nie op ons eie stap nie. Ons het die huisgesin van God nodig, waarin ons self behoort, om ons te help, om hierdie pad te kan stap. En omdat ons glo, ons hier behoort, is ons vandag hier, om ook vir Lika ten doop te bring. Vandag bely ons as huisgesin van God in Koringberg, nie saam nie, maar ons vier saam, dat die genade van God in ons Here Jesus Christus genoeg is, dat hy alles aan die kruis gedoen het en deur sy opstanding uit die dood, om ons met God te versoen. Vandag kies ons net om te sê, maar dit is wat ons glo. Ons glo dat Jesus die gekruisigde en opgestane Here is. Ons onthou hoe ons die doop ons elkeen ingesluit in die huisgesin van God. Dit herinner ons dat ons deel in 'n gelyke status saam met mekaar voor God en dat God se genade deur die eeue steeds vir ons genoeg is. Mag ek en jy vandag as 'n huisgesin van God saam met mekaar dit nie net bely nie, maar dit saam met mekaar opnuut
kom vier. Alle eer aan God, wanneer ons sien vanoggend hoe iemand uit genade in die huishouding van God ingesluit word, wanneer ons gaan deel in die doop van Dika.